Goeiedag, baie welkom as jy vandag ingeskakel het by hierdie boodskap. My gebed is dat die Here vandag vir ons sal ontmoet net daar waar ons is. So ek wil nou vandag begin deur die volgende te sê. Die groot opdrag. As ek nou dit sê, weet jy nou waarvan ek praat? Ons praat so tradisioneel in die kerk oor jare, praat ons so van die groot opdrag. En eintlik wat ons dan na verwys is na Jesus se laaste preek voordat hy opgevaar het hemel toe. Waar hy eintlik nou vir die disippels die laaste keer sê wat hy graag wil hê wat hulle moet doen. Nou dit staan opgeteken in Matteus 28 vers 18 tot 20. En omdat dit 'n teks is wat ons so goed ken en dalk al baie preke oor gehoor het, wil ek dit nou vir ons uit 'n ander vertaling lees dat ons dit dalk vandag bietjie nuut hoor. Dit klink so. Jesus het nader gestaan. So dis Jesus en sy disippels op die koppie. God het aan my al die mag gegee wat daar is. Niemand is magtiger as ek nie. Ek wil hê julle moet dit vir my doen. Die wêreld is nou julle sendingveld. Gaan oral na almal toe, daag hulle uit om my sonder enige voorwaardes of verskonings te volg. As hulle bereid is om my met hulle hele lewe te volg, moet julle hulle doop op die gesag van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So sal julle hulle inlyf om deel van God se familie te wees. Maar dan is julle nog nie klaar nie. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en doen wat ek vra. En wees verseker. Ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag tot met die wederkoms sal ek self by julle wees. Nou hierdie is Jesus se laaste preek, en daarom dalk die rede hoekom dit so baie aandag kry, want onthou as jy nou weet, hierdie gaan nou, jy sterf nou, of jy gaan nou binne die volgende uur nie meer hier wees nie, dan gaan jy nou dalk gou 'n laaste oproep of 2 maak, en dan gaan jy jou woorde laat tel, dan gaan wat jy sê, gaan dan belangrik wees en doelgerig wees. Nou vir jare het vers 19, maar die middelste vers van hierdie 3 verse is baie klem gekry. Nou in die 83 vertaling ken ons dit so. Gaan nou al die nasies toe, maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, leer hulle om alles wat ek julle beveel het te onderhou. Maar vers 19 is een vers van die preek. En hy kan nooit eintlik los staan van vers 18 en vers 20 nie. Want as dit net vers 19 was wat Jesus daardie dag gepreek het, dan maak dit ons so bietjie angstig. Maar dan voel dit maar hierdie werk, hierdie enorme groot belangrike werk wat die Here hier op aarde begin het, dis nou ons werk en ons probleem en ons moet dit nou verder vat en dan voel ons altyd so skuldig, maar ek doen dalk nie genoeg nie, of ek is dalk nie op genoeg plekke betrokke nie, en dan kan ons net nooit eenvoudig goed genoeg wees nie. En dit was nooit veronderstel om so te wees nie. Ons was nooit veronderstel om dit wat die Here vir ons gee, die oorvloed wat hy en die seën wat hy in ons lewe inplant, wat hy graag wil hê wat ons moet uitdra in die wêreld, hy het nooit verwag dat ons dit uit eie krag uit sou doen nie. So, eers begin die Here in vers 18 en hy sê, ek is God. En in vers 20 sê hy, maar ek is by julle. So, vers 18 maak dit vir ons moontlik om te sê, maar kom ons begin en sê dat Jesus is koning. Maar dan sê ons op die einde ook, maar ons weet ook, Jesus is nou hier. Deur sy gees is Jesus nou ook nog hier by ons. So, daar's baie ander dele in die Bybel wat baie soortgelyk is. Dit gee 'n baie direkte opdrag, maar dit staan nooit in isolasie in dit self nie. Soos byvoorbeeld die gelykenis van die saaiër. Dit sê saai en laat daai saadjies gaan en gaan groot, maar die groei, die boer gaan vanaand slaap, die groei van daai saadjies, die Here self, hy gaan dit doen. As ons vers 19 in isolasie lees en ons lees net dit, dan maak dit ons weer slawe. Slawe van die Here, want dan moet ons net eintlik bepaalde uitkomste behaal. Maar Jesus het mens geword en hy sê toe, maar ek noem julle nou my vriende. So daar's 2 werkwoorde
met die koninkryk van die Here in die Bybel, mee saamloop. So, die een is innooi en die ander een is aanneem. So, ons word ingenooi in die koninkryk en ons moet die koninkryk aanneem. Maar daar staan nêrens die beginsel dat ons die koninkryk moet bou nie. En dit is daardie ding, as ons glo ons moet die koninkryk bou, dan is ons die hele tyd skuldig en angstig. Maar ons moet die koninkryk aanneem en dan word ons ingenooi in God se heerlikheid in om met hom te deel in dit wat hy reeds gedoen het. So kom ons begin by vers 18. Vers 18 sê die Here, ek is God. So Jesus sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op aarde. So, hoekom begin Jesus hier? Want die disippels is nou verward. Eers het hulle saam met hom geloop en hom al hierdie wonderlike goed van hom beleef, maar toe sterf hy en hy's in die graf. Toe weet hulle nou nie wat om te doen nie. Toe staan Jesus uit die dood uit op en dit is toe nou wonderlik, want nou het hulle hom weer terug. Maar nou is hulle weer op 'n punt waar Jesus sê, maar ek gaan nou eers weer weggaan. So nou is hulle soos, nee Here, waarheen gaan U? Waarmee is U besig? Bly net hier by ons. Ons het U dan nou net weer teruggekry, moenie gaan nie. Maar dan sê Jesus, God is God en God is in beheer. Aan my is alle mag gegee. Ek weet wat ek doen. Ek is konstant. Ek sien raak. Ek is steeds die God wat gebede verhoor. So alles begin by hierdie verklaring. As jy wonder oor die toekoms, of jy weet nie wat môre inhou nie, of jy weet nie eintlik presies waar dit is waar jy moet betrokke wees nie, of doen jy heeltemal nou genoeg nie, dit begin eintlik by wie God is. En eintlik alles wat ons doen, vloei vanuit dit uit voort. Ons kom baie in ons lewe op plekke waar ons voel of ons het geen beheer nie. Ons weet nie, moet ons links nie, ons weet nie, moet ons regs nie, ons weet nie eintlik wat hou die toekoms vir ons in nie. En dan nooi Jesus ons in hierdie laaste preek en hy sê, maar fokus op my, begin by my planne is nie op nie, my werk in hierdie wêreld en in jou is nie klaar nie, ek is nog steeds besig om my koninkryk te laat kom. So ons kan eintlik tot rus kom in die wete dat God is. Hy is steeds die God wat 'n pad maak as jy jouself voor 'n see bevind. Hy is steeds die God wat die leeu se bekke sluit, as dit vir jou voel, jy gaan verskeer word van alle kante af. Ons God is steeds die God wat roep en lei en versorg. En daarom moet alles wat ons doen, moet by hierdie wete begin. Dan vers 19, gaan leef jou lewe, gaan wees 'n disipel en gaan maak 'n disipel. So daar's twee gedagtes wat in die eerste twee hoofstukke van die Bybel voorkom. En dit is hierdie ritme wat die Here, toe hy geskep het, in werking gestel het. Daar sou 6 dae wees van werk, en dan die tweede beginsel is, maar daar moet 1 dag van rus wees. So daar's hierdie twee goed, daar's werk en daar's rus. Maar jy kan 6 dae werk en jy moet 1 dag rus. Nou ek dink deesdae skep ons dalk die 1 dag rus af en ek dink dit is baie belangrik. Maar hierdie balans van 6 en 1, wys tog dat die Here geen probleem het daarmee om produktief te wees en jou lewe te laat tel en te werk nie. Ons is nie robotte nie en daarom die ritme van 'n rusdag, maar leef jou lewe tot die uiterste. Daar's baie beginsels in die Bybel wat praat oor vrugte dra. Jesus gebruik die beginsel van ons moet vrug dra in sy gelykenisse. Paulus gebruik dit 'n klomp kere wanneer hy 1 of 2 punte wil maak. Jou lewe moet vrug dra. Vrug voed 'n hongernasie. Vrug bring meer na vore. En daarom moet ons lewens 'n verskil maak. Jy is geplaas vir 'n spesifieke rede, in 'n spesifieke gesin, in 'n spesifieke dorp. En jy is hier om die mense wat jou in jou wêreld is, om hulle lewens beter te maak en om 'n stukkie hemel op aarde ook vir hulle te bring. So gee jouself weg. Gebruik jouself op binne in jou verhoudings en die plekke waar jy in die Here jou roep. Nou, daar's 2 opdragte. So die eerste ding sê Jesus, gaan na die nasies toe. Nou, dit is 'n aktiewe
opstaan, moenie bly lê nie, moenie wonder of jy die autoriteit het om hierdie ding te doen nie, moenie agterbly nie, moenie met jouself redeneer oor, het ek nou die Here reg gehoor? Het ek hom nou nie reg gehoor nie? Nee, maar Here, roep nie my om by die gebedsbediening aan te sluit. Nee, daar's mense wat baie beter bid as ek. Daardie verskonings en daardie denkwyses maak eintlik net dat ons nie gaan nie. As die Here jou roep, moet jy gaan. En nie bly nie en nie bang wees nie, ten spyte van die feit dat jy dalk al in die verlede teleurgesteld was of veroordeel is. Roep die Here ons om op te staan. En dan die tweede ding wat hy sê is, gaan maak disippels. Nou dis 'n baie moeilike ding, want hoe maak 'n mens ander disippels? Die enigste manier hoe ek weet, of wat ek dink effektief kan wees, is om self 'n disipel te wees. Dit is daardie ding, dat as jy op 'n sekere manier leef, as jy vreugdevol is, as jy positief is, as jy iemand is wat inspireer, as jy iemand is wat ander mense opbeer en bemoedig, en dan kyk mense na jou en hulle sê, daardie persoon is eintlik in 'n storm, maar hulle is vreugdevol. Wat het hulle wat ek nie het nie? En dan kan jy disippels maak, want dan het jy 'n geleentheid om te getuig. So ons weet, die lewe is kort. Ek het nie nodig om dit vandag vir jou te verduidelik nie. Maar 'n ambulans is net nog 'n kar, totdat een van jou geliefdes in dit is. Misdaad is maar net nog statistiek of hoofopskrifte, totdat dit iemand is wat jy ken. Koffie is net nog 'n vloeistof, totdat jy dit saam met iemand drink, wat jy baie lief het. Groet is eintlik maar net roetine, totdat dit die laaste keer is, wat jy vir iemand groet. So ten spyte van omstandighede, ten spyte van die feit dat jy dalk oorweldig voel, word jy en ek geroep om ons gawes in hierdie koninkryk tot diens van die Here te stel. En dan die 3de vers sê, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. So hy herhaal homself eintlik. Eintlik sê Jesus, ek is by julle al die dae en tot die uiteinde van die wêreld. Dis mos nou al die dae is mos eintlik die uiteinde van die wêreld. Hy sê dit 2 keer. Hy wil dit beklemtoon, want Jesus weet een ding. Hy weet die toekoms is onseker. Maar God is reeds daar en dit is die verbond wat die Here met my en jou sluit. Dit is die wonderlike belewenis wat ons in hierdie verbondsgod het. So, hierdie ding begin net by 'n wete. Ek is by jou. Ons voel dit nie altyd so nie. Die Here voel baie keer ver, die Here voel baie keer verwyder, die Here voel baie keer eintlik asof ons hom lanklaas dalk beleef het. Maar hierdie ding begin by 'n wete. Hierdie ding begin in jou kop. Al voel dit nie vir jou noodwendig altyd so nie. En al voel God ver, begin hierdie ding hier. Dis 'n mantra wat jy eintlik oor en oor en oor vir jouself moet oorsê. Die Here is by my, die Here is by my, die Here is by my. Ek dink dit is hoekom Psalm 23 vir ons so kosbaar is. Die Here is my herder, hy stap voor my uit, hy is by my. Want hier is hoe hierdie werk. Dit wat in ons gedagtes is, word ons woorde. Wat ons woorde is, word ons aksies en ons dade. Dit wat ons herhaaldelik doen, word 'n gewoonte. Jou gewoontes raak nader aan jou karakter, en jou karakter bepaal jou lot of jou toekoms. Sien julle waar hierdie hele ding begin? Dit het by 'n gedagte begin. So voor die moeilikheid kom, moet jy oor en oor vir jouself sê, die Here is by my. En as jy dit eers weet, en jy toelaat dat die Heilige Gees dit in jou hart intrek, dan sal dit nou nie maak nie saak wat oor jou pad kom nie, dan sal jy dit kan deurmaak, want jy weet jy's nie alleen in dit nie. So hier is ons 3-punt preek. Die Here is God en magtig en hy is in beheer. Ons word geroep om 'n verskil te maak, maar nie alleen nie, want die Here sê, ek is by jou. So mag hierdie groot opdrag vir my en jou moontlik raak, nie omdat ons slawe is van die Here nie, maar omdat ons sy vriende is. Kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie
dat U vir ons nie alleen gelaat het nie. Dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het. Dankie dat ons die Bybel mag hê wat U preke opgeskryf het en ons uit U wysheid uit mag leef en leer. Liewe Here, baie dankie dat ons nie alleen is nie. Dat U 'n God is wat steeds besig is om oor millennia U planne uit te werk en ook in my lewe. Liewe Here, maar kom wys dan vir my, kom roep my dan op in die plekke waar U wil hê ek betrokke moet raak en kom wys vir my waar dit is waar U my wil laat groei en wil laat vrug dra. Daar is vir ons niks soeter en beter in hierdie lewe as om U disippels te wees nie. Amen. Weet, die Here is God. Gaan maak 'n verskil, want hy is by jou. Amen. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig, en duisternis moet vlug, begin in die einde, begin in die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, tyd is in sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God, hy drie in een, Vader, Gees en Seun, die leeuw en die lam, die leeuw en die lam. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik is die grote naam bo elke naam, waardig is die Lam. My hart sal sing, hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sing, hoe groot is ons God. Dan moet ek juig, my Redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die hele skepping klink dit saam.